God het 'n buitengewone doel wat gewone mense kan bereik as hulle by hom uitkom en as hulle regtig na hom soek. 1 Korintiërs 1 vers 27 sê vir ons, maar God het die dwaase van die wêreld uitverkies om die wyse te beskaam. En God het die swakkes van die wêreld uitverkies om die sterkes te beskaam. Dit beteken dat dit wat die wêreld sien as nutteloos, mense wat die wêreld sien as maar net onbelangrik, is die ouens wat regtig die wêreld kan verander. Ons kan die wêreld verander. Selfs al struikel ons, selfs al worstel ons met 'n klomp dinge, met ons gedagtes, met 'n sonde wat in ons lewe is. God het ons gekies om ons te gebruik. Gewone mense, onvolmaakte mense. Dit lyk soos 'n paradoks, dit lyk asof dit nie so moet wees nie. Maar dit is die wysheid van God, dat hy deur gewone mense sy buitengewone doel wil openbaar en wil bereik. Onthou, die eerste ding wat ons moet onthou is dat God kies nie soos mense kies nie. Ons sien dit in 1 Samuel 16 vers 7, waar God die nuwe koning van die Israeliete moes aanstel. En Samuel het nie geweet na wie om te kyk nie. Samuel het gekyk na hierdie pragtige jong manne wat sterk is, wat groot is, wat iets bereik het. Maar God sê vir hom in 1 Samuel 16, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms of na die hoogte van sy gestalte nie, want ek het hom verwerp. Want die Here sien nie soos die mens sien nie, want die mens sien wat voor hom is, maar die Here sien die hart. Met ander woorde, God kyk baie dieper as wat die mens kyk. Mense dink, ag, daai ou doen dit en dit verkeerd, die Here sal hom nooit kan gebruik nie. En baie mense beperk ouens wat hulle sê, jy gaan nie, die Heilige Gees kan nie deur jou werk nie, want jy maak so en jy maak so. Maar God se keuse gaan nie oor rang of reputasie nie. Dit gaan nie oor wat jy reg doen nie. Dit gaan nie oor die pragtige godsdienstige mens wat jy is nie. Dit gaan oor jou hart. As jou hart bereid is om God te volg, as jy bereid is om ten spyte van jou tekortkominge jou oop te stel vir God om te gebruik, dan gebruik hy ons. Dan kies hy ons. Ons swakheid is nie 'n struikelblok nie. Vir God is ons swakheid 'n geleentheid. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê vir ons, en hy het vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag word in jou swakheid volbring. Daarom sal ek baie liewer in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Paulus het besef dat ten spyte van sy swakheid kan God hom gebruik, want omdat hy te swak is om dit self te doen, kom God se krag ten volle in werking, sodat hy deur daai gebroke kleistuk kan werk. God werk juis deur ons swakheid, sodat sy krag tentoongestel kan word. En sy krag is alreeds in ons, as ons in Jesus Christus glo en ons laat die Heilige Gees toe in ons lewens, dan leef daai krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het binne in ons. Ons tekortkoming, ons foute is nie die einde van ons roeping nie. Dit kan ons nie diskwalifiseer nie. Dit is juis die beginpunt. Dit is juis wat maak dat God ons kan gebruik. En deur die lewe, deur die swaar wat ons kry, deur dinge wat vir ons moeilik is, vorm God ons vir 'n doel wat groter is as ons eie gemak, as ons comfort. Want God haal ons uit ons comfort zone uit ons gemaksone uit, en hy sit ons op 'n plek waar hy ons werklik kan gebruik. Jesaja 64 vers 8 sê,
Maar nou, Here, U is ons Vader, ons is die klei, en U is die pottebakker, en ons almal is die werk van die hand. En partykeer maak dit seer, as God ons vorm. Partykeer maak dit seer, as ons die gestalte aanneem wat God wil hê ons moet wees. Want onthou, jy is nie 'n produk van die toeval nie, jy is nie maar toevallig nie. Jy is nie toevallig gebore in die gesin waar jy is nie, jy word nie toevallig grootgemaak deur die ouers wat jy het nie, jy is nie toevallig in die omstandighede wat jy in is nie, jy is gevorm met 'n rede, en daai rede is, God het 'n buitengewone doel vir elkeen van ons wat bereid is om hom te volg. Ons identiteit lê nie in ons prestasies nie, maar in Christus. Ons geluk en ons vreugde en ons bereidwilligheid lê nie in ons prestasie nie. Dit wat ons bereik lê nie in ons prestasie nie, maar in Christus. Christus is ons identiteit. Christus moet ons prestasie waarna toe ons jaag wees. Christus moet die oorwinning wees wat ons wil hê. Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ons ware lewe, die lewe waarin ons werklik ons volle potensiaal kan bereik, is saam met Christus in God. Wie jy is, word vasgemaak in wie Christus is, die kind van God. En dit maak jou vry om te leef sonder om bang te wees, sonder om te misluk en om werklik in vreugde in te beweeg. Met ander woorde, ons leef sonder vrees dat ons nie goed genoeg is nie. En ons wankel. Ons maak foute, ons dwaal af. Maar God se planne verander nooit nie. As ons 'n fout maak, of ons het 'n sonde in ons lewe, dan het ons die geneigtheid om weg te beweeg van God af. Maar dit verander nie God se plan nie, dit verander nie wie God is nie, en dit verander nie die feit dat God nog steeds oor ons wag nie. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. God is nie 'n man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hy hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Ons verander, maar God nie. En hy gee nie sy planne oor ons op nie. Ek het nou net Numeri 23 vers 19 gelees. En ek gaan dit weer lees. God is nie 'n man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hom sou berou nie. God het nooit berou en is nooit spyt dat hy jou as persoon gekies het nie. God is nooit spyt of het berou dat hy vir jou 'n roeping gegee het nie. En elkeen van ons het 'n roeping. Nie almal is geroep om boodskappe te bring nie. Nie almal is geroep om pastore te wees nie. Nie almal is geroep om in bediening te staan nie. Maar ons elkeen is geroep om 'n verskil in ander mense se lewens te maak, en ons elkeen is geroep om God se liefde aan die wêreld tentoon te stel. Om God se krag in die wêreld te laat beweeg. En dis juis omdat ons daai werk het, dat ons moet leer om terug te staan, dat ons moet besef dat omdat ons swak is, kan God se krag deur ons werk. Want as ons dink ons is sterk, en as ons nie iets het wat ons daaraan herinner dat ons feilbare mense is nie, dan gaan ons dinge uit ons eie krag probeer doen. Ek kan nie uit my eie krag 'n boodskap saamstel nie. Ek kan nie uit my eie krag 'n ordentlike gebed doen nie. Maar wanneer ek toelaat dat die Heilige Gees die werk doen, dan kan ek kragtig bid. Dan kan ek 'n boodskap bring. Ons moet toelaat dat God oorneem, selfs al voel ons te swak. Selfs al het ons krake in ons aardse gewaad. En ek sê gewaad want ek kan nie sê liggaam nie, maar ons is eintlik kleipotte, soos wat ons vroeër gelees het. 'n gekraakte kleipot.
En as daai kleipot nie gekraak was nie, sou die lig nie deur daai kleipot kon skyn nie. Maar is juist deur die krake wat God se lig die wêreld om ons verlig. God gee nooit op oor ons nie. Hy het nooit berou dat hy jou op hierdie aarde gesit het nie. As jy in hom glo en jy vertrou op hom, selfs al maak jy droog, sal God nooit spyt wees omdat hy jou hier gesit het nie. Maar as ons God verwerp en ons bly weghardloop, dan gaan hy ons terugroep, want hy het 'n plan vir jou. God gebruik die wat verwerp is, die wat eenkant gegooi is, die wat as nie van waarde beskou is nie, om sy heerlikheid te bewys. God gebruik juist die mense oor wie ander mense kyk en skinder en te kere gaan en afgebreek word deur ander mense oor wie hulle is, waar hulle vandaan kom, partykeer wie hulle ouers is, partykeer oor liggaamlike gebrek, partykeer oor afhanklikheid. Mense verwerp daai ouens, maar hulle besef nie, dis juist daai ouens wat die wêreld as swak en nutteloos beskou, deur wie se krag God die meeste kan werk. 1 Korintiërs 1 vers 28 sê vir ons, en die onedele van die wêreld en die veragtes het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak. Jou verlede diskwalifiseer jou nie. Dit kwalifiseer jou juis, sodat God se genade deur jou aan die wêreld gewys kan word. Dit kwalifiseer jou juis, dat God kan wys, maar ten spyte van wat hierdie persoon gedoen het, ten spyte van wat jy gedoen het, kan God nog steeds deur jou werk. Want God se genade is genoeg vir jou. Jy moet jouself kan vergewe en kan vorentoe beweeg. Jy moet jou verlede agter jou sit en dit basies afskryf. Jy moet jou verlede en wat met jou gebeur het in jou verlede en wat jy aangevang het in jou verlede afskryf, sodat God se genade deur jou tentoongestel kan word. Jy moet jou verlede, jy moet nie laat jou verlede jou terughou nie. Jou verlede moet juist die vasstrapplek wees wat jy gebruik om weg te spring en God se genade aan hierdie wêreld en God se liefde aan hierdie wêreld gaan wys. God se doel met ons is nie net dat ons moet werk vir hom nie. God se doel met ons is dat ons 'n verhouding met hom sal hê. Dis juist as ons daai verhouding met hom het, wat God se ware doel vir ons lewens kan realiseer. 1 Johannes 3 vers 1 sê vir ons, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van hom genoem kan word. Daarom ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Sê net weer 1 Johannes 3 vers 1. Onthou, die wêreld ken nie werklik vir God nie. Slegs ons wat Jesus Christus gekies het, wat 'n verhouding met hom het, wat werklik 'n pad met hom loop, wat weet wie Jesus is, ken hom, want die Heilige Gees woon in ons. En slegs die Heilige Gees ken God se gedagtes. En omdat die Heilige Gees in ons woon, wys hy vir ons wat God se gedagtes vir ons is. Jy is nie net 'n werktuig of 'n spanner in God se hand nie. Jy is sy kind en dit behoort betekenis te gee in alles wat jy doen. Baie keer as 'n mens oor die dinge van die Here praat, of as 'n mens iets sê, dan is daar mense wat sê, ek het my kerk. My oom, my tannie, ek is so bly jy het jou kerk. Maar het jy Jesus? Dit is die belangrikste ding. Want jou kerk gaan jou nie in die hemel bring nie. Godsdienst en religion gaan jou nie in die hemel bring nie. Al doen jy al die rituele 100 keer oor. Al doen jy presies wat jou religion vir jou sê. As jy Jesus Christus nie het nie,
En as jy nie 'n verhouding met hom het nie, is dit alles verniet. So bly in jou kerk, maar sorg dat jy by Jesus Christus uitkom. Want Jesus is die begin en die einde. Jesus se genade is wat van jou en my iets maak. God se krag kan slegs tentoongestel word as jy Jesus aanneem, as jy Jesus in jou lewe het, en as jy 'n verhouding met hom het, en as jy toelaat dat die Heilige Gees oorneem. Jy is God se kind. En dit moet jou identifikasie wees. Dit is wat jy moet as identifiseer. En ek sê dit met trots, daar's so baie mense wat as verskillende goed identifiseer. Maar I identify as a child of God. Dis die belangrikste ding. Ek identifiseer as 'n kind van God. Ja, ek het foute. Ja, ek val. Ja, ek maak droog. Ja, partykeer staan die lewe my plat. Ja, partykeer word ek moedeloos. Maar ek weet dat in Jeremia 29 vers 11 staan, dat God vir my voorspoed beplan en nie teëspoed nie. En daar staan dat ek God moet soek, juis as ek op my laagste is. Efesiërs 2 vers 10 sê vir ons, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, waardeur God voorberei is, sodat ons daarin kan wandel. God het klaar goeie werke voorberei vir ons om in te loop. En hoe gaan ons daarby kom? Wanneer ons tot die besef kom dat hy het ons gemaak in Jesus Christus. En as ons Jesus Christus aanvaar, dan stap ons in daai goeie werke in wat vir ons voorberei is. Ons hoef nie die goeie werke te gaan doen nie. Ons moet daai goeie werke net gaan tentoonstel, net gaan versprei. God sal die werk doen, ons moet net bereid wees. God se doel met jou is groter as jou verlede. Dis groter as jou swakheid. Dis groter as jou onsekerheid. Hy werk nie rondom jou gebrokenheid nie. Hy werk deur dit. Want jy is syne. En God het ons elkeen geroep om sy liefde en sy krag in hierdie wêreld tentoon te stel. Ons is sy glory carriers. En hy sal jou ook alles gee wat jy nodig is, wat jy nodig het om daai roeping, om daai doel, om daai bonatuurlike doel wat hy vir sy kinders het, te bereik. Hemelse Vader, ons kom vanaand na U toe en ons kom sê vir U dankie dat U ons koning is en ons redder en ons heerser. Vader, ons kom vra dat U doel met ons sal bereik. Ons kom vra dat die Heilige Gees in ons harte inkom en U liefde deel van ons lewens sal maak. Vader, ons kom vra vanaand, Here, kom verander my. Kom maak my wie U wil hê ek moet wees. Vader, en kom maak my honger om U werklik te leer ken, om werklik 'n pad met U te loop. En help my om die verhouding wat U met my wil hê te herstel, sodat ek U liefde en U gedagtes rondom my werklik kan verstaan. Amen.